your king is he. Who is he? There comes the raging sea. Who is he? Ek groet u graag in die oorwinnende en uitmuntende naam van ons heiland en zaligmaker, die Here Jesus Christus, Jesus van Nazareth. En ek wil vir u dank dat u ingeskakel het met en by hierdie program Jesus Christus bevry jou siel. Baie, baie dankie vir u voorbidding en u ondersteuning om seker te maak dat hierdie program wekeliks uitgesaai kan word. Kom ons bid en ons wy hierdie oomblikke toe aan die Here in gebed en ons vertrou die Here vir 'n kragtige ondersteuning en 'n salwing wat deurbraak verskaf. Sal jy saamstem? Vader, ons sê baie dankie vir hierdie nuwe dag wat ons betree het. En ons wil bely dat ons oortuiging en vertroue berus met u. U woord, u gees, die naam van die Seun van God, Jesus Christus. En dankie ook vir die gemeenskap van gelowiges rondom ons, wie ondersteunend is, sodat ons gesamentlik hierdie lewenspad, die avontuur van geloof uit kan leef. Here, daar is soveel dinge in ons lewens wat intervensies nodig het. U intervensies. En ek wil bid dat u ons sal help om te verstaan hoe ons samewerking kan verskaf, om te verseker dat ons nie die genade van God frustreer nie, maar dat die genade sy gang kan loop om ons in die plek en toestand te bring van voorspoed en sukses. Dankie Here vir u woord wat sê, so sê die Here, ek weet wat se denke ek aan u, aangaande u koester. Denke om u te bevorder, voorspoedig en suksesvol te maak. Nie slegte denke nie. Help ons Here om hierdie gedagtes wat u koester te ontdek en om daaraan vas te kleef, want dit sal 'n werklikheid word. Dit bid ek nou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Nou, volk van die Here, ek wil op 'n baie interessante onderwerp raak. Dit is iets wat na aan my hart is, en dit is hoe ek my lewe uitleef in geloof, veral wanneer dit kom by daardie aspek van 'n gelowige wat praat van om God te loof, om God te prys en om God te aanbid. En 'n baie spesifieke toenadering van lof en prys tot die Here. Nou onlangs, omdat ek ook 'n musikant is, iemand wat hou daarvan om te sing en om mense te lei in die sangstukke van die Here en die koortjies van die Here en ook 'n gitaar speel, en ek het al nou geleer oor die jare met hierdie stokperdjie wat ek al vroeg in my lewe aangekweek het, dat wanneer dit kom by aanbidding, wanneer dit kom by lofliedere en om die Here te prys, is die musiek en is die lirieke, die bewoording van die sangstukke, dit is maar net 'n middel wat ons kan gebruik om te help om die egtheid van ons harte voor die Here uit te leef, wanneer ons sê, Here ons loof u, Here ons prys u, Here ons aanbid u. En met gepaard met die klank van die musiek en die woorde van die sangstukke, is dit natuurlik die uiting om dit fisies voor die Here uit te leef. En daar is verskillende maniere wat ek kom leer het om dit te doen. Dit was vreemd vir my vir 'n oomblik in een van die geleenthede wat ek besig was om gitaar te speel en om die leiding te neem in die sangstukke, sodat almal
gesamentlik hulle stemme kon saamvoeg. En dus kon ons hierdie sangstuk ophef voor die Here. Toe ek besef dat van die mense sing glad nie. Van die mense staan met van die blaadjies waarop die bewoording van die gesang getik was en lees dit met hulle oë sonder om uiting te gee met die mond. Ander het net stil gesit, 'n paar te min om regtig van te praat, het 'n bietjie rond beweeg in die beweging van die ritme van die sangstuk en nog ander het net stil gestaan. En omdat ek al vroeg geleer het dat om God te aanbid is meer as net sing. Dit is meer as net die raamwerk van 'n sangstuk. Die verse en die koortjie gedeelte van 'n sangstuk, dit is meer as dit. Dit is selfs meer as die ritme en die melodie wat ons daar hoor. En mens moet maar die ding gebruik om jouself te bring in 'n toestand van verwondering en bewondering, eerbied betoning, respek, uiting te gee aan respek tot die Here. En om sy naam regtig, ek wil sê, ons wil sy naam politoer. We want to polish the name of the Lord. We want to anoint his name with praises. So dis eintlik 'n bietjie meer as net die lirieke wat geskryf is. Die lirieke verskaf 'n gedagte en die gedagte moet en kan uitgebrei word op 'n persoonlike manier. Toe ek nou dit gewaar by een van die geleenthede van die inleiding van die lof en prys en aanbidding van die Here, het ek net vir 'n oomblik alles tot 'n stilstand gebring en 'n gedagte kortliks gedeel. Nou, heel waarskynlik gaan hierdie gedagte wat ek met u deel 'n bietjie langer wees as die gedagte wat ek destyds gedeel het. En dit te doen met om te doen wat God doen en om dit uit te leef op 'n manier wat aanvaarbaar is vir God. En ek praat nou om regtig jouself aan die beweging te bring en met energie en die gepaste gebare God te loof en te prys. Ek het begin met die gedagte, ek vra toe, weet julle mense, wat is God se gesindheid en God se optrede en God se toenadering tot 'n individu wie hom liefhet en wie hom nader om hom in die geloof te loof en te prys en te aanbid. God self draai jou inisiatief 180 grade en doen dit self. Omdat God self die leiding neem. En dis belangrik vir ek en u om dit te sien, om te besef dat dit gee vir ons die ruimte om die inisiatief op te neem en die Engelse woorde to respond in kind, to do the exact same thing. So, ek wil vir ons lees uit beide die Engels en Afrikaans, uit die boek van Zephaniah is die Engelse bewoording, en in hierdie bewoording van hierdie tekstvers in Zephaniah 3, die agtergrondverse praat van die herstel en God se intervensie te midde die nasie van Israel en Jerusalem en die volk van die Jode. En wat daar gepraat van word, het te doen met God se opgewondenheid, his excitement towards his people. Nou,
Ek wil glad nie hê dat jy of ons moet nou dink dat dit iets slegs en uniek alleen vir Israel en die Jode nie. Nee. Onthou, daar is 'n ding wat dit is 'n duiwelse lering wat rondgaan in die kerke, die vervangingsteologie, replacement theology. En hierdie idees wentel rondom die gedagte dat God het die Jode en Israel verwerp en totaal afgeskryf en God is net te doen met die heidene wat tot geloof gekom het in Jesus Christus en dus Christene is. Nee, dis 'n verkeerde lering. Wat wel die geval is, en ek moet dit so aan ons oordra, sodat ons kan sien, wanneer ons 'n lesing doen soos ons nou gaan hoor, dan moet ons besef dat ons het hierdie voorreg om die inisiatief te neem as 'n deelgenoot van iets wat oorspronklik eers aan Israel en die Jode behoort het en nog steeds hulle sin is wanneer hulle wakker skrik en hulle oë oopmaak om te besef dat hulle toegang tot hierdie geweldige seënings is hulle sin deur geloof in Jesus Christus. Maar ons word ook deelgenote van dit wat aan hulle behoort. Dis iets baie uniek en spesifiek wat aan hulle behoort. Maar ons, ek sê maar ons vind die regverdigende skrif vir hierdie gedagte in die boek van Romeine 15. Vanaf vers 27, waar die apostel Paulus praat en hy sê, maar julle nie Jode, julle heidene, wat nou Christene, gelowiges in Jesus Christus kom word het nou deelgenote kom word van die geestelike goedere wat aan die Jode behoort. Dus is julle ook verskuldig om die Jode te ondersteun met julle materiële sukses en julle materiële wins wat julle bekom het. So, daar lê 'n grondleggende beginsel wat ons help om te verstaan dat wat ook al dit is wat ons nou gaan ontdek, wat 'n belofte is van 'n God-intervensie vir die Jode, vir Jerusalem, vir die nasie van Israel, en dis 'n wonderlike, baie waardevolle ding. Ons het die volle reg, wie nie Jode is, wie heidene wat tot redding gekom het in Christus Jesus deur geloof, ons het die volle reg om deelgenote daarvan te word en dit op te neem en eis te maak om to put in your claim, to partake of it, to lay hold of it, whatever it may be. And in this case, it is a marvelous blessing, and we're going to read about it. Ons lees dit hier in die boek van Sefanja 3, en ons lees in die Afrikaanse weergawe, beide Afrikaans en Engels moet ek lees, Zephaniah chapter 3, kom ek lees die Afrikaans, en dit lei soos volg. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Dis die 1953 Afrikaanse vertaling van hierdie skrifgedeelte. Laat my toe om dit ook vir ons te lees in Afrikaans. In Engels, dis nou Zephaniah 3 verses 17. Nou, ek is besig om te praat rondom in die tyd toe ek die lof en die prys en die stop sit en die gitaar neersit, omdat ek besef het dat mense betrek hulle self nie. Hulle staan soos aanskouers. They are spectators. Some are not even singing along. Some are not even moving at all, but the musicians, the drummers, the singers is busy living it out.
en die klanke van God se lof en prys weer klank en weer galm, en mense is net nie beweeg hulle is net nie aan die beweeg om deel te hê daaraan nie. Dis waaroor ek praat, en ek was besig om dit om dit te hanteer, sodat ek met hulle wat sou hoor, vir hulle kon oortuig om 'n bietjie meer aktief, proaktief te wees in die lofliedere, pryssange van die Here. So die Engelse weergawe van wat ons nou net in Afrikaans in Sefanja gelees het, Zephaniah 3 verses 17, says, "The Lord your God in your midst, the mighty one, will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing." Nou, toe ek dit aan die mense verklaar het ek natuurlijk dit gespreek uit wat ek onthou het, nadat ek hierdie ding alreeds jare terug gelees het en gestudeer het en bedien het. En ek onthou toe ek hom destyds gelees het, ek gebruik normaalweg verskillende Bybels. Ek sal byvoorbeeld 10 verskillende of 5 verskillende Engelse vertalings vat, en dan sal ek al hierdie woorde met mekaar vergelyk, om seker te maak dat ek het 'n ordentlike begrip van wat God wil hê ons moet verstaan en weet en glo. En so ek het geweet in baie van, in 'n paar van die vertalings, het het in die Engels gepraat van die Here dans wild rondom jou. Te midde jou is die Here met groot vreugde, en hy verlustig homself, soos hier die Afrikaans gesê het, hy verheug hom oor jou met blydskap, en hy swyg en juig oor jou met gejubel. Nou, ek gaan vir jy sê, beide die Engels en die Afrikaanse weergawe van die vertaling van hierdie vers skiet ver kort van wat werklik bedoel word. Die verklarende definisie van hierdie woorde moet uitgestudeer word, sodat 'n mens kan sien en verstaan en in oortuiging kom, dat jy skuld God dit om te doen wat hy doen rondom jou. As jy verstaan wat hy doen, sal jy besef wat van jou geverg word om ook te doen met hom. So ek wil begin deur net hierdie een vers op te breek, en vir dit het ek natuurlijk na die oorspronklike Hebreëse woorde gegaan, en met die oorspronklike Hebreëse woorde, die etymologie van hierdie woorde, het ek gaan studies doen, ek het navraag gaan doen rondom hierdie spesifieke woorde, want ek besef, beide ons Engels wat ons nou praat, is nie dieselfde Engels van 200 jaar gelede nie. Ook nie 500 jaar gelede se Engels nie, dis ook nie 1000 jaar gelede se Engels nie. En onthou, hierdie woorde was oorspronklik in Hebreëus geskryf, en later, die volgende keer wat het in 'n ander taal verskyn, sou dit in Grieks verskyn. So, wanneer die vertalers hierdie gedagtes oordra deur vertaling en dan 'n kontemporêre literasie van vertaling, met ander woorde, jy opgradeer wat die huidige kontemporêre gebruik van die taal is, dan verloor hulle baie van die insigte wat daar belê is. En ook Afrikaans, as 'n mens aan dink, ons Afrikaans, in vergelyking met Afrikaans 50 jaar gelede, in vergelyking met Afrikaans 100 jaar gelede, in vergelyking met Afrikaans 150 jaar gelede, ons sal mekaar half nie kan verstaan nie. Is 'n jong taal, hy is nog in die ontwikkelingsfases van taalwese, en met kontemporêre literasie, dit is vertaling van vertaling in 'n selfde taal, dan verloor daar baie van die gewig van die insigte. Maar ek het gegaan na die oorspronklike bewoording. Nou onthou, ek was besig om mense te motiveer. Luister,
wees 'n bietjie meer aktief in jou toenadering tot aanbidding, lofsange, prys. En kyk, daar is uitbeeldings van hoe om dit te doen, wat die Jode geleer het, want hulle was geleer hoe om te dans, hoe om te beweeg, hoe om te sing, luidrigtig, saggies, soos 'n fluister, hande te klap, hande op te hef, voete te stamp, voete rond te beweeg, om te dans in die teenwoordigheid van die Here. So, toe hierdie bewoording wat in die Afrikaans en sy Engelse verskyning maak, dit klink 'n bietjie baie flou vir my. Die Here is met jou, die Here verheug hom oor jou met blydskap, die Here swyg in sy liefde, die Here juig. 2 keer word juig gebruik, die een is verheug en juig, en dan die Engelse weergawe wat praat van the Lord, Zephaniah, I must be in Zephaniah, the Lord is a mighty God who saves. He rejoices with gladness, and He will quiet you with His love, and He will rejoice over you with singing. So, hier verskyn rejoice, 2 keer in dieselfde vers, en toe ek in die ander Bybels kom kyk het, toe sien ek nee, van die ander Engelse Bybels sal rejoice sê, en joy sê, en singing sê. Toe gaan ek na hierdie woorde in die Hebreëus, en ek let toe iets op, en ek wil hê, jy moet dit vang, sodat jy kan besef, dit is wat God doen, en as God dit doen, dan moet ons besef, ons moet ook reageer om dieselfde te doen tot God toe. We've got to reciprocate. Dis die Engelse woorde. Reciprocate. Do what He does. Do the same. Do it exactly as He does it. So, hierdie woorde wat na vore kom in die Afrikaans wat sê, die Here verheug hom oor jou, is daar die woord rejoice in die Engels, maar in die Hebreëus is dit 'n woord wat gespel word S-U-W-S. En sy uitdrukking om hom te sê, klink amper soos die woord soos. S-O-O-S. So S-U-W-S word gesê soos. En dit is die woord wanneer daar gesê word in die Afrikaans wat sê, die Here verheug hom oor jou met blydskap. Maar wanneer die verklarende definisie van hierdie woord soos uitgewys word, dan praat dit in die Engels van to make mirth cheerfully with great joy. Nou, to make mirth is om in 'n toestand te wees te midde ander mense op 'n grapperige, waar jy wil grappe vertel, jy wil gelukkig wees, jy wil lag hoor, jy wil hoor mense lag, jy wil daardie soort blydskap aanwakker, to make mirth with great cheerfulness, and to greatly joy over the person. So, die skrif sê, dit is hoe God is te midde sy volk. Soos iemand wat gekom het om nou grappe te maak, en om seker te maak, almal lag vir hierdie grappe, en om blydskap aan te wakker, en om almal vol vreugde, die vreugde vlak moet opkom tot 'n punt waar jy net daarin kan swem. Jy loop nie net enkel diep in die vreugde nie, maar jy swem in die vreugde. Die volgende woord wat ons volgens ons Afrikaans sien as net 'n woord wat sê juig, of joy in die Engels, is eintlik die woord simcha. So, hy is heel verskillend van die woord wat klink soos. S-O-O-S. Simcha word uitgespreek as simko. So sy spelling is S-I-M-C-H-A, maar sy bewoording om hom te spreek is simko. En by simko word daar verwys na diep plesier, uitmuntende blydskap
En daar's 'n Engelse woord wat praat van glee. Nou, wanneer jy daardie woord opsoek, glee, dan praat dit van 'n opgewondenheid wat wil bars binne jou. Dit maak dat jy op onpaslike tye net wil lag. Maar jy wil uitding gee en lag en jy wil die lag binne jou geniet. So, dis jou tweede woord wat ek daar ontdek het. In hierdie een vers van vers 17, daar's 'n derde woord wat ook in ons taal as joy of vreugde of juig na vore kom, maar in die Hebreëus is dit eintlik 'n woord wat gespel word G-I-E-L. En die manier om hom te spreek is geel. Geel soos met die kleur geel, maar met 'n H na die G. Geel. En hierdie woord geel het 'n baie buitengewone betekenis. Dit praat van iemand wat met groot opgewondenheid en vreugde en uiting wil gee daaraan dat hy nie kan stilstaan nie en hy begin rond te draai. Hy draai vinnig, hy draai en dans soos hy draai. So die Engelse bewoording van die definierende verklaring sê, to spin around being moved by violent emotions, but the violence is not a negative violence. Dis amper soos hierdie hip-hop en breakdance dans wat jy sien wanneer die jong mense volgens wêreldse musiek so kan ronddraai, van hulle doen bommelakissies, van hulle staan op hulle koppe, dan draai hulle vinnig rond, van hulle val op hulle arms en hande, en dan spin hulle so rond. Dis presies wat God doen. Dis presies wat hierdie woord, wat ons in 'n verswakte weergawe as verheug beskou, geel, hierdie woord geel beteken om vinnig rond te draai en om allerhande bewegings te doen met arms en voete en bene, wat jy letterlik 'n diepe kwaai emosie wil uiting gee, soos jy jouself verheug. God verheug homself op hierdie manier te midde ons. Dan is daar nog 'n woord. Daar's 'n vierde woord wat in hierdie opsomming van vers 17 is, en dis die woord rinna. En sy bewoording om hom te spreek klink soos rinnau. En die definierende verklaring van hierdie woord, in the English it speaks about making a shrill sound as you shout and you cry out loudly with triumphant singing. Nou, ek weet nog nie of u al gehoor het by van hierdie Kosa mense wat by mekaar kom en daar's 'n opgewondenheid in die atmosfeer, dan hoor jy hoe sing die vroumense so 'n harde geluid wat hulle met hulle tonge maak agter, en dit weergalm so oor alle ander klanke. Dit is 'n soort van 'n kreet, dis 'n soort van 'n uitroep, dis 'n harde uitroep, dis 'n uitroep wat jy uiting wil gee omdat jy triomfantlik verkeer, omdat jy 'n oorwinning behaal het, en dit is hierdie klank wat God maak. God maak so 'n klank. So, ons moet nou hierdie 4 idees rondom God se opgewondenheid aangaande ons nou as ek dit kan afrond, en volgende week gaan ek dit voortsit om te wys hoe dit letterlik uitgeleef was. So, die Engelse, ek gaan hom weer lees, die Engelse weergawe sê, in Sefania 3:17 said, "The Lord your God in your midst is a mighty one who will save you. He will rejoice over you with gladness, and he will quiet you with his love, and he will rejoice over you with singing." In die Afrikaans van dieselfde woording sê, "Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde en hy juig oor jou met gejubel." Dit wat ons nou net gelees het, sê glad nie die mate van die opgewondenheid wat God voel wanneer hy te midde ek en u kom
Want die Bybel sê, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in ons midde om ons te seën, maar hy is daar op hierdie wyse, op die wyse van een wat gekom het om grappe te maak, want hy wil hê almal moet lag met 'n groot opgewondenheid wat nie gedemper kan word nie, en hy doen dit ook met 'n diepe plesier, want hy wil baie blydskap afskei te midde ons, soos hy dit doen, en hy dans rondom ons, doen bommelakkies oor ons, spin rond, soos hy die uiting van sy emosies gee, want hy is so opgewonde, wanneer hy dit kan doen, as hy homself verheug met ons, en hy roep uit met hierdie kreet roep, met 'n fluit, met 'n geklank van 'n triomfanklike skree wat hy doen rondom ons, en ons besef nie, dit is hoe opgewonde God is met elke geleentheid, wanneer ons in sy naam by mekaar kom. Ek sit, en as 'n klein seentjie van die uitgebreide familie, wat altyd opgewonde is wanneer hy my sien. En wanneer ek ingekom het, dan spring hy op en sê, Rodney is hier, Uncle Rodney is hier, en hy hardloop na my toe, en dan hou hy my been vas, en hy sê, I'm so glad to see you, en dan hardloop hy so rondom my, dan wil hy vir my wys hoe hy kan dans, en hier is 'n 4-jarige seentjie, dan doen hy nou sy dansies wat hy nou gesien het op TikTok, en sulke kinderlike opgewondenheid om te juig, om net te wys hoe bly hy is om my te sien. Hoekom kan ons nie so wees met God nie? Ons moet breek met die verboureerdheid en die skaamgevoel wat ons het, om andere erkenning te gee, om nou net so conservatief te staan, jy maak asof jy the chosen frozen is. Nee, kyk hoe opgewonde het God geraak vir ons. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie my God, dat U is so bly om ons te sien, om met ons ontmoeting te hê, om te midde ons te kan kom, wanneer ons te samekom en ons sê, ons het vergader in die naam van Jesus Christus, dus het ons hier 'n verwagting dat God met ons is, dat die Heilige Gees te midde ons is, dat die Vader sy goedkeuring en seën met ons, vir ons gestuur het, en vir dit, Here, wil ons ook sê, ons is bly dat U ons God is, en ons is bly, wanneer daar gesê word, kom ons gaan op na die huis van die Here, om hom te loof en te prys, laat ons saam met U en die engele en die ander gelowiges baie opgewondenheid betoon, want ons weet dat U het 'n wonderlike iets vir ons gedoen. Vader, wees verheerlik deur ons lewensuitkomste en die lewenskeuses wat ons sal maak, en ons wil erkenning gee. Ons is so bly, ons is so vol vreugde, ons wil dans vir U, my God, in Jesus wonderlike naam. Amen. Who is he? Who is he? Who is he? Who is he?